Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se potgooi. Saam met my vandag in die ateljee is Dominee Erik van Elten. Baie welkom Dominee. Dankie Cornel, is lekker om jou saam te gesels. Ons praat so 'n bietjie oor die samewerking tussen die gereformeerde en die vrygereformeerde kerk in Suid-Afrika. Ons weet daar's die punt wat onder ons lokale gemeentes begin het. Pretoria gemeente, Maranatha, Kandelaar, Tusjesdal en die Oosmoed gemeente. Ja. En daarvan af het dit begin groei en so, en ek dink dit is 'n belangrike ding dat ons in eenheid in Christus vind tussen die gemeentes bymekaar. Dominee, vertel ons bietjie die geskiedenis van die samesprekings tussen ons en die gereformeerde kerke. Ja, dit sluit nou aan by ons vorige gesprek, oor die geskiedenis van die vrye gereformeerde kerke, want eintlik vanuit die staanspoor dat die immigrante hier in Suid-Afrika gekom het hulle die kerk van die Here begin soek, en hulle het gaan kyk na die gereformeerde kerke, en toe agtergekom dat, laat ek 'n treetjie terugvat, ons moet onthou, daardie mense het vanuit 'n kerkstryd gekom, uit die vrymaking in Nederland, in 1944, en toe hulle hier kom, toe wil hulle nou by die gereformeerde kerke weet, maar hoe staan julle nou teenoor die vrymaking? En toe die gereformeerde kerke eintlik gesê, maar dis 'n saak vir die buiteland. Ons gaan ons nie daaroor uitlaat nie, ons gaan ons nie daar inmeng nie. En baie interessant, een van die lidmate van die nuwe vrye gereformeerde kerke het toe 'n boek, ek het hom hier uitgehaal, om de Unica Catholica. Dis 'n boek wat die geskiedenis van die vrymaking beskryf, en hy het hierdie boek na elke GKSA predikant gepos, 'n kopie daarvan. Om vir hulle te verduidelik, maar wat is nou die agtergrond? En ek dink hy het een skrywe terug ontvang. Dus ten spyte van hierdie verskilpunt, het die vrye gereformeerde kerke eintlik vanuit die staanspoor uit gesprek met die gereformeerde kerke gevoer. As ek reg onthou, was dit op daardie stadium nog gereformeerde kerk, enkelvoud, en dit het later verander na gereformeerde kerke. Maar vanuit die staanspoor is dan met die GKSA samesprekings gevoer, omdat ons voorvaders vanuit die woord van die Here gesien het, maar hierdie is die kerke naast aan ons. Ons wil graag met hulle een wees, en ons wil die verskilpunte wil ons uit die weg ruim. Dus vanaf die begin was daar hierdie gesprekke reg deur die jare. Dit is ongelooflik om te sien die volharding van ons voorouers, om dit in die synode handelinge na te gaan, deputaatskappe wat elke keer weer kontak opgeneem het met die GKSA, so vanaf die vroeë 50s, 1950s, tot vandag toe, duur hierdie samesprekings alreeds. En wat is die kernverskille oor die jare? Ja, ek het 'n bietjie daaroor gaan nadink. Ek dink as jy die verskillende punte gaan probeer konsolideer en saamvat, dan is die kernverskilpunt deur die jare was die manier hoe die GKSA met ander kerke omgaan. Dat hulle, kom ons noem dit maar, susterkerkverhoudings het met kerke in die buiteland, terwyl daar na ons mening probleme was met daardie kerke, of dat hulle verhouding het met die NG Kerk in Suid-Afrika, of die hervormde kerk, terwyl daar ernstige vrae daaroor is. So, deur die verloop van die jare was dit die refrein, as het ware, wat telkens na vore kom. Hulle omgang met ander kerke, die aard van die ekumeniese bande, as ek dit so kan stel. Daar kom hier en daar ook ander punte na vore, byvoorbeeld die toepassing van die tug, die tweede erediens, maar dit was altyd,
kom ons sê sekondêre punte. Ja. Die primêre punt was die rooi lyn deur die jare tot hier by die 1990s. So, is nog Was onlangs. altyd hierdie vraag van hoe gaan julle om met ander kerke? Hoe beoordeel julle ander kerke? Ja. En so ons het mos nou met die lokale gemeentes is nou die 5 punte wat nou al 6 punte geword het en so samesprekings. Ek wil eers vra wanneer het dit omtrent begin? Ja, as 'n mens die synodehandelinge nagaan, dan sien jy hier nie in die middel van die 1990s, Ja. 94, 95 het daar 'n skuif gekom. Die gesprekke met die GKSA het altyd op 'n nasionale vlak plaasgevind. Ja. Né? Dus So dis die volledige GKSA met die volledige VGK se. presies, deur middel van deputate. Ja. Né? Die GKSA se synode stel deputate aan, die VGK se synode stel deputate aan en hulle praat. Maar na 50 jaar, 40, 50 jaar se gesprekke was daar op 'n manier 'n besef, maar ons kom nie verder nie. Ja. En toe was daar 'n inisiatief, en ek is nie seker van wie se kant af dit gekom het nie, of dat dit dalk van beide deputate groepe saamgekom het, om te sê, maar kom ons kyk of ons dit op plaaslike vlak kan doen. Ja. En dit is van die middel 1990s af wat hier, wel, elke VGK in die verband, elke gemeente is eintlik opgeroep, gaan soek jou plaaslike gereformeerde kerk en begin hierdie gesprek. En dit is ook gedoen tot 'n groot mate. Dit was maar aanvanklik dink ek 'n moeisame proses. Ek dink ons het laas keer ook daaroor gesels, Cornel, dat die VGK was vir lank redelik Hollands gewees, Ja. ook beskou as die Hollandse kerk. So dit was maar 'n moeisame proses in die begin om met die plaaslike gereformeerde kerk kontak op te neem, en soms het hulle nie eens behoorlik geweet van ons nie. Nou kom hierdie mense wat in hulle oë vreemd is, kom klop aan hulle deur en kom vra kan ons gesels. Ek dink dat dit werklik eers momentum begin kry, in elk geval hier in die noorde, hier van 2005 af, Sure. Ja. dat dit regtig momentum begin kry het. Ja, ek weet die jeug het ook ons inisiatief geneem om koffiedrinke op Sondag so te wissel tussen die kerke. Ja, Inisiatief wat nog steeds aangaan, wat ek dink wonderlik is om mekaar so te vind. Ja. En ons het nou ook weer 'n paar jaar terug, ek dink is al 'n hele paar jaar terug die GV begin, waar daar samespreking tussen klomp kerke vir die jeug en so is, wat ek dink is wonderlik hoe sulke goeders nog steeds daarom aan die gang is en nie net weer platgeval het na geen kommunikasie en so. presies. Ek dink ons moet erken, die jeug, hoe sal ek dit nou stel? Die jeug het ons op 'n manier gedwing om na hierdie dinge te begin kyk. Ja. Dis altyd maar hoe die goed werk, is die jeugdige voortvarendheid was alreeds daarvoor, Ja. en die kerk het hier agter aangekom. Dus die jeug het al kontak gehad, né, met jong mense van die Kandelaar en van Oosmoed, en daar het verhoudings begin ontstaan, en dit het die kerk as het ware gedwing om te sê, maar ons moet erns maak hiermee. Ons kan nie teen 'n slakkepas hierdie ding hanteer nie, want die jeug gaan ons hierin voor. Dus ek is dankbaar dat die jeug ons, sonder dat hulle bewus was daarvan, ons hierop as het ware gewys het. Ja, dis ek dink as Dominee praat van 2015 is nog voordat ek nog 'n vereniging is, dis ek nog jong laaitie. Maar ek dink daar's ook die mooiheid daarin dat ja, die jeug is tog die toekoms van 'n kerk. 'n Kerk sonder die jeug is 'n kerk wat doodloop. En ek dink dis 'n mooi ding om te kan sien in die gereformeerde kerke rondom ons. Ek ken nie dies daar buite nie, so ek praat nie oor hulle nie, maar dis rondom ons en ons kerke waar daar wel 'n sterk jeug is, en ek dink dit is belangrik om daai jeug te behou. Ja. Want dit is ons ouderling en diakens oor 'n paar jaar. Ja. So Nee, beslis. En ek sien by die GEV, die kampe wat die GEV reël, die afskopkamp in die begin van die jaar en die afsluitingskamp, hoe jong mense mekaar daar ontmoet, ja. bande smee, vriendskapsbande, soms ook liefdesbande. Maar nee, ek is baie dankbaar vir wat daar gebeur. En wat sal Dominee sê is die stand van sake met die plaaslike samesprekings? Ons het
ja, ons kan hom sê maar in 4 dele verdeel. Ons praat hier in die noorde van die Pretoria groep sê maar. Dan, soos jy reeds genoem het, is dan die 2 vrye gereformeerde kerke hier saam met die Kandelaar, Toosjesdal, Oosmoed en Myntjieskop. Ja. Die 6 kerke het na 'n lang proses, 'n leer ken mekaar proses, mekaar erken as kerke van ons Here Jesus Christus. Dan is daar die groep in die Kaap, sê maar. Dit is die VGK Bellville saam met die Gereformeerde Kerk Bellville en die Gereformeerde Kerk Bellville Oos. Hulle het 'n soortgelyke proses en by beide die groepe behels dit ook kanselruil, aanvaarding van mekaar se attestate, sakramente saamvier. So dis die Pretoria groep en die Kaap groep. Dan is daar in die Wesrand, by die gemeente van Johannesburg, is daar net so aan die begin van die gesprekke met die Gereformeerde Kerk Wilroo Park. So die 2 is aan die praat. En dan baie mooi ook by ons sendingsgemeente of voormalige sendingsgemeentes in Soshanguve Mamelodi. Hulle het veral kontak met die Gereformeerde Kerk Ramotse, waar 'n dominee Herens en Kwana die predikant is. So ons is ook daarvoor baie dankbaar. So al hierdie groepe is op verskillende fases, maar en die feit dat die VGK klein is, maak dit natuurlik moeilik om nou breër te gaan praat, né? Niemand van ons gaan met die Gereformeerde Kerk in Parys praat nie. Of in Frankfurt, want dit is net te ver weg. Maar daar waar die VGK is, daar word daar 'n ernstige poging aangewend om die Gereformeerde kerke in daardie omgewing op te soek. Okay. En dan hier net so 'n subvraagie ook. Waar lê ons tans nog met verskille tussen die GKSA en die VGK Suid-Afrika? En dan ook onder andere byvoorbeeld sien maar die vrou in die amp en etiese kwessies en hoe lyk die pad vorentoe? Die Synode van die Vrye Gereformeerde Kerke het in 2021 gesê, eintlik 'n dekade daarvoor al, ek dink is in 2011, toe sê die GKSA vir ons, wat hou ons nog nou uit mekaar uit? En ons deputate het toe gaan werk en hulle het uiteindelik by 3 dinge uitgekom. En die 3 dinge is die vrou in die diakenamp. Okay. Baie belangrik om dit so te formuleer, want die GKSA het nie amptelik vrou in die ouderlingamp nie. Okay. En ook nie vroulike dominees nie. Nee. Okay. Dat daar sekere gemeentes is, 'n handjievol gemeentes wat wel vroue in die ouderlingamp bevestig is waar. Ons kan nou daaroor praat. Maar dis nie 'n amptelike besluit van die GKSA nie. So vrou in die diakenamp, die kloeteberuiming is 'n psalmberuiming, waarvan sommige meen dat Christus bewuslik daaruit vertaal is. Nie vertaal nie, maar beruim is. So dis die tweede, en dan die derde is hulle memorandum met die NG Kerk. Ja? Nou, ek dink hierdie 3 is nie van dieselfde gewig nie. Met die vrou in die diakenamp, dink ek is belangrik, dat ons gaan vra, maar wat bedoel hulle met die vrou in die diakenamp? Hoe lyk dit, as daar 'n gemeente is wat vrou in die diakenamp het, hoe lyk dit? Is sy in 'n regeeramp? Ja. Of meer 'n bedieningsamp as sinema berading by vrouens, is al 'n voorbeeld. Ja, so tree sy op namens Christus om te vermaan en te tug, of het sy 'n bepaalde diens in die gemeente. Ja. So dis by die vrou in die diakenamp. Die kloeteberuiming, moet 'n mens mooi gaan kyk, wat was die beruimer se intensie. En dan die derde een is hulle memorandum in die NG Kerk, en dit is, ek dink regtig problematies. Die NG Kerk is op 'n pad waarmee ons onsself nie kan vereenselwig nie. Ja. En ons het dit ook as deputate vir hulle duidelik gemaak, die memorandum wat julle met hulle het, die verstandhouding wat julle met hulle het,
kan 'n mens nie hê met 'n kerk wat al hierdie dinge het, né, die vrou in alle ampte, die hele selfde geslagverhoudings, kinders aan die nag, maar al daardie soort van dinge wat in die NG Kerk werklik problematies is. So ons het daardie punt ook vir hulle baie duidelik gemaak. So dis die 3 punte waaroor ons wat ons gesê het struikelblokke is. En ons is daaroor in gesprek met hulle deputate. En dis natuurlik dinge wat hier in die plaaslike samesprekings nie 'n rol speel nie. Ja. Anders sou ons nie met hulle kon een wees nie. Ja. Die plaaslikes het dieselfde ooreenstemming met ons eintlik. Presies. So ons het 'n ooreenstemming met mekaar dat hierdie 3 dinge speel by ons in elk geval geen rol in die gesprekke nie. Okay. En hoe gaan ons nou om met hierdie, dominee het nou die 3 grootes genoem, die vrou en die amp, die samespreking met die NG Kerke en die kloeteberuiming. Hoe gaan ons as VGK om met hierdie verskille? Ek dink ons moet as deputate moet ons in die eerste plek eerlik hierdie ding op die tafel sit. En ons het dit ook gedoen. Ons het so 2 maande terug nog 'n gesprek met hulle gehad, 'n oop gesprek waarin ons vir hulle sê hierdie dinge is problematies. Maar dan is daar 'n paar ander dinge wat ek dink belangrik is. In die eerste plek weeg hierdie dinge in die lig van die skrif. Ons moet hierdie dinge weeg. Nie elke ding waarmee ons verskil van 'n ander kerk het dieselfde gewig nie. Ja? Dan is daar beide ons kerkordes laat ook ruimte vir sê maar verskille van ondergeskikte belang. So ons moet gaan weeg. In die tweede plek moet ons gaan uitvind, die dinge wat ek nou genoem het, byvoorbeeld vroulike ouderlinge wat in 'n handjievol gemeentes bevestig word. Wat word daaraan gedoen? Dat daar sonde in die kerk is, dit behoort ons nie te verbaas nie. Die vraag is, hoe word daarmee omgegaan? Ja. Is daar prosesse aan die gang om daardie gemeentes aan te spreek? En ek weet eerstehands dat daardie dinge wel aangespreek word. Ja. En ek dink dit is belangrik vir ons kykers en ons luisteraars om dit te weet. Né? Die gemeentes met wie ons hartlik een is, sit nie op hulle hande en doen niks nie. Ja. Maar dis prosesse wat jare kan duur, dis prosesse waarvan baie mense niks weet nie. So dis die tweede ding wat ek dink belangrik is. En daarbey ook, dominee noem nou die handjie vol, kyk, sê nou maar in die VGK Suid-Afrika, ons sit maar met 'n handjie vol gemeente self, waar daar kan jy baie makliker, kom ek sê nou maar tussen die gemeentes, as een afdwaal, bietjie aan die oortrek en terugtrek, maar met 'n verband waaruit honderde gemeentes bestaan, is dit nie altyd so eenvoudig om net, mens moet mooi deur daai gesprekke gaan, en mens moet gaan kyk waar lê die fout, as al fout is, hoe om die fout aan te spreek. En ek is bly jy noem dit, want my vraag is, trek ons mekaar aan die ore nog? Ek dink, ja. Ons praat oor die GKSA, waarvan heel wat gemeentes of verskeie gemeentes nie meer tweede erediens het. Ja. Hoeveel van ons gemeentes het tweede eredienste? Ons praat oor die GKSA, waar die tug nie behoorlik bedien word nie. Wel, ek kan vir jou voorbeelde gee van ons gemeentes waar die tug ook nie bedien word nie. Dus dit is my derde gedagte, steek hand in eie boesem. Ja, en ek dink ek wil sê, dis half maklik baie keer vir mense in ons gemeente om vinger te wys, maar ons is ook 'n gemeente met gebreke. So is ons kerkverband met gebreke, soos wat dominee noem, ons sit ook maar met gemeentes wat nie 'n tweede erediens het nie. En as 'n mens daai goed vergelyk, dan sien 'n mens ewe skielik, dis nie net by hulle nie, by ons het ons dieselfde. En daarmee sê ons nie, jy mag niks sê oor die ander een nie. Nee, maar dit gaan juist, 'n mens moet, maar dit is tog uit daai liefde wat die mens tug, hoe sê dit, met die tug word met liefde gedoen. Mense doen dit nie om te hulle weg te jaag nie, maar om te hulle juist behoue te kry. Presies, ja.
So ja, dis as jy vir my vra hoe moet mens daarmee omgaan? Ek dink in die eerste plek moet die deputate die goed eerlik op die tafel sit, maar ook as kerke saam moet ons kyk, word daar iets aan gedoen? Hoe weeg ons hierdie dinge in die lig van die skrif en ons moet bietjie hand in eie boesem ook steek. Ja. Wat moet die verhouding as VGK wees teenoor die GKSA? Wel, ons laaste synode het uitgespreek dat ons mekaar erken as kerke van Christus. Ja. Dit moet ons houding wees. As ons vir mekaar sê, ons is kerke van Christus, dan moet daar 'n hartlike soeke na mekaar wees. Dan staan ons nie op 'n afstand en kritiseer nie. Dan soek ons mekaar op. Ons skroom nie om die dinge te noem wat genoem moet word nie. Maar ons staan nie op 'n afstand en hou mekaar op 'n afstand nie. As dit is wat ons van mekaar oortuig is, dan moet dit ons bring na mekaar toe. En Maar ek dink daaraan dis net so belangrik dat as ons so sê van op 'n afstand ons moet hartlik mekaar gaan vind. Ek dink is net so belangrik 'n mens het mense in die gemeente wat baie maklik, kom ek noem maar vingers wys en die gemeente doen dit en dit. Maar dan is daai vraag, was die broeder of suster al in daai gemeente? Want ek dink is belangrik as jy, ek wil nie sê oordeel nie, maar as 'n mens 'n beoordeling oor 'n gemeente doen, dat jy eerstehandse ervaring met so 'n gemeente het. En dat 'n mens op 'n Christelike manier 'n direkte verband het, want dis maklik om 'n kinderstorie te hoor en oor te vertel, maar as jy self daar in die gemeente was, is dit werklik so. Ja, die legendes begin eie lewe kry, né? Ja. Het jy gehoor, hulle doen dit. En die gemak van vingerwys uit jou kerkbank, maar jy was nog nooit buite jou eie kerkbanke nie. Waar ek dink is belangrik dat ons het die samewerking tussen die kerk en dis belangrik, jy is in 'n gemeente, dis geld vir die gereformeerde kerk en vir ons kerke, jy is in 'n gemeente waar jy moet jou dien. Maar om jou broers en susters in die ander gemeente een keer 'n maand of ietsie te gaan besoek, kan nie skade doen nie. Ja, en dis die afspraak wat julle as jeug het, nie waar? Ja, baie keer as daar so koffie drink is, dan word ons almal ook uitgenooi na die spesifieke gemeente se eredienste. Ja, presies. So dit sou my aanmoediging ook wees. Ek wil regtig nie mense aanmoedig om nou hulle eie eredienste elke tweede week te gaan versuim nie, maar gaan maak 'n draai. Gaan kyk, gaan kyk so bad soos almal dink nie. Gaan kyk 'n slag by Myntjieskop, gaan kyk 'n slag by Oosmoed. Ry 'n slag hier oor die berg en gaan kyk by Wonderboomppoort, daar waar Dominee Pieter Leroux is. En gaan ervaar iets van die verbondenheid wat ons met mekaar het. Ja, ek dink dit volg by die volgende vraag ook bietjie op, wat kan 'n lidmaat in 'n plaaslike vlak doen? So dit sou die heel eerste wees. Dis gaan besoek, gaan roep jou broers en susters op, woon sprekersaande by wat hulle het, en dis nie in die kerkdiens gewoonlik nie, maar wees ook 'n aktiewe, wat sou jy die woord ambassadeur vir jou gemeente? Ja. Wees 'n aktiewe lidmaat, want ja, dit is net so belangrik, want dit help nou nie jy sit in ons kerk en jy kom woon ons die erediens skaars by, maar jy wil vir 'n ander kerk gaan. En ek sê dit ook omdat ons redelik gereeld op gemeentevergaderings terugvoer gee oor die dinge. So wees daar en kyk en luister en hoor en vra en lig jou opinie en help ons. En dan daarmee saam, daar is geleenthede, né? Ek dink aan die dopperspele, daar word advertensies geplaas op ons WhatsApp groepe van geleenthede by ander kerke of by een van hierdie kerke. Gaan daartoe, gaan kyk. Dus daar's heel wat 'n mens kan doen. Natuurlik, die kerkraad het 'n taak om leiding in te gee, om die gesprekke te voer. Maar ek dink dit sal die kerkraad geweldig help as die lidmate ook van hulle kant af uitreik, gaan kyk, betrokke is. Ja, betrokke wees. En watter rol speel die hantering van die kerklike tug en kerkregering in hierdie gesprekke?
Ek wil mooi verstaan wat jy bedoel. Bedoel jy daarmee hoe dit funksioneer in die gereformeerde kerk en hoe ons daaroor praat of Ek dink is bietjie ook op die vorige vraag wat ons genoem het, juis oor Dominee het ook genoem in ons kerk verband is daar ook nie altyd die tug nie of sinema in 'n gemeente vind daar nog tug plaas. Ja, hoe word dit gesien sinema as ons deputate met hulle deputate praat, word daar bespreek oor sinema, ek wil net sê vingerwys en ons sê hoorie maar ons sien daar's geen tug daar plaas of verse wys of dalk weet ons nie van die tug wat plaasvind nie. Hoe gebeur dit op die gesprekke? Kyk, dit was iets wat deur veral hier in die 80er, 90er jare was dit nogal 'n punt dat die tug nie behoorlik bedien word in die gereformeerde kerke nie. Dis moeilik om tug te meet, né? Want tug vind baie keer plaas in die geheim. Ja. So waaraan meet jy dat daar nie tug bedien word nie? Ons kerke, ons synode het uitgespreek dat ons hulle erken as kerke van Christus. Ja. Die gereformeerde kerke het 'n mooi uitdrukking. Hulle sê ons is een in leer, dis belydenis, diens, né, dis die manier hoe ons die eredienste invul en tug. Leer, diens en tug. Dus met so 'n uitspraak aanvaar ons ook dat die tug daar bedien word. Daarmee sê ons nie dat dit in elke gemeente ewe goed bedien word. Maar dis weer eens daai ding van jy sit met so groot, daar is altyd hoe groter jou populasie of jou pool van goeders word, hoe groter is die kans vir gemeentes wat dalk nie die tug so plaasvind. Presies. So ek is oortuig daarvan dat daar gemeentes is wat nie die tug na behore bedien nie. En ook wat Dominee het genoem, die tug is iets wat aan die begin natuurlik is dit baie stil en so. Presies. En as jy nie oplet wie sit nie aan die nagmaaltafel nie, gaan jy nie oplet dat iemand onder die tug geplaas is. Presies. En so die vraag is weer eens wat word daaraan gedoen? Ja. En weer eens, ons weet daar is prosesse aan die gang om ook gemeentes aan te spreek. Ek was nou onlangs by 'n klassesvergadering van klasses Moot in die GKSA. En wat ons toe daar op die tafel kry is visitasierapporte. Visitasie, jy hoor die Engelse woord visit, né, ons besoek mekaar. Visitasie is die meganisme wat ons as kerke afgespreek het om toesig te hou oor mekaar. En dit was my baie mooi in daai visitasierapporte hoe daar na hierdie soort dinge gevra is, né? Onder andere tug. En hoe daar uiteindelik uitgespreek is, ons kan met vrymoedigheid sê, hierdie is 'n kerk van Christus. So hulle kyk ook na mekaar. Dit is wonderlik. En dan gaan dit nie oor hierdie 6 kerke nie, hoor. Dit was besoeke by die hele Moot. Ja, presies. Waar daar 'n stuk of 13, 14 gemeentes is. So dit was breër as hierdie 6 gemeentes. Maar ek neem aan die 6-punt, ek noem dit maar altyd die 6-punt gesprek. Hy is seker ook besig in groei na nog gemeentes? Ja, ek's baie bly jy vra want ons worstel daarmee. Kyk, ons het die 6 kerke vorm saam die PTV, plaaslike tussenkerklike vergadering. Nou kan 'n mens hierdie ding laat groei. Ja. Deur nog kerke in te kry. Maar wat is hierdie ding? Want ons te klas is noord van die VGK en ons te klas is moot van die GK's. As jy mag nie, dit sou nie te reg wees om 'n nuwe klasses te vorm nie. So wat is hierdie ding eintlik? So die PTV het nou voorgestel, en dit is deur al 6 kerke aanvaar, dat ons albei na ons onderskeie klasses gaan skryf en sê, ons wil hê, die 2 klassesse moet met mekaar begin praat. Dit sal wonderlik wees. Dus dan het ons klasses noord van die VGK, wat op die stadium uit, as ek reg is, 7 kerke bestaan. Dink reg. En klasses moot, wat uit 13 of 14 kerke bestaan. Dat hulle albei 'n deputaatskap aanwys en sê, maar, gaan praat nou met mekaar. Ja. So dis die volgende stap om hier in die mootgebied sê maar na die eenheid toe te werk. Ek dink dit sal ook so mooi kan wees want ek weet daar's ook jeuguittrekking want die GV bestaan klaar uit daai se waarvan ons jeug wel 'n lid is, ons gemeente ook eintlik. En daar het byvoorbeeld gemeentes soos Dominee genoem met Wonderboompoort en 'n paar van die ander gemeentes ook. Ja. En so kan 'n mens ook
Ja, Wonderboompoort val nou in 'n ander klasses. Is hy in 'n ander Ja, klas? is interessant. Transmagalies. Ja, het maak sin. Net hier oor kan die Magaliesberg. Maar dit maak nie saak nie. As ons op hierdie vlak van die twee klasse se eenheid kan kry, dan kan 'n mens nog weer verder gaan. Ja. So dis die wens, dis die hoop, dis wat ons oortuig is deur Op ons. die ou end om 'n gemeente in Christus een liggaam te vorm. Ja, en daai eenheid is al daar, want ons werk dit nie, Christus gee dit. Dis waar. Né? Christus gee die eenheid. Dus die eenheid is al daar, maar hy moet hande en voete ook kry, né? So ons kan nie net sê, wel, ons is in 2 kerkverbande, ons is een, maar ons is nou tevrede daarmee nie. Hoe lyk daai eenheid? Né? Ja. Ek dink dit pas ook bietjie mooi by ons laaste vraag. Wat sou Dominee sê is die grootste hoopvolle teken van die Here se leiding in hierdie samesprekings tot dusver? En ek dink ook, as ek die vraag bietjie kan uitbrei, hoe sou Dominee sê ook die toekoms, waartoe kan ons streef in hierdie samesprekings? Vir my die mees hoopvolle, as ek onthou, ek het vir jou genoem dat die gesprek hier in die moot het regtig momentum begin kry hier in die middel van die 2000s, Ja. eerste dekade. Ons het daai gesprekke begin en ons het eerlik nie geweet hoe gaan ons die ding, hoe gaan hy vorentoe gaan nie. So ons het begin praat en dis verstommend na 7-8 jaar se praat, mekaar leer ken, mekaar aan die tand voel, as ek so kan stel, dat ons tot die erkenning kon kom. En toe kom die PTV, wat ons ook nooit gedink het moontlik is nie. Ja. Hè? So, die mees hoopvolle vir my is dat die Here ons gelei het en deure oopgemaak het wat ons self nie geweet te doen nie. Hè? Ons het 'n proses begin sonder om te weet presies hoe moet dit uitwerk. En ek dink dis presies ook die antwoord vir die toekoms. Ons begin nou hierdie proses met die 2 klassesse. Hoe hy moet lyk in die toekoms, ek weet nie. Regtig waar. So ons sê baie vir mekaar, ons weet nie hoe hy moet lyk in die toekoms nie, maar ons is baie rustig dat die Here ons hiertoe roep. En as hy ons roep, dan gaan hy ook vir ons die pad wys. En ek is in my hart baie oortuig daarvan dat ons hoort by ten minste die behoudende deel van die GKSA. Ja. Ons hoort by mekaar. Ek het daaroor baie weinig twyfel in my hart. Ja. Dus dit is die groot verlange waarmee ons hierdie pad verder gaan stap. En ek wil die jeug oproep en ek wil die lidmate oproep om hiervoor te bid en hierby betrokke te wees. Ja, ek dink dit val eintlik mooi by Sondag se preek, Sondagoggend, vir die luisteraars, dit gaan so 'n paar maande terug wees, maar die vertroue gee jou goed aan God oor. Ons moet tot eer van God dit kan oorgee, laat u naam geheilig word. Ja, dit was aan tog. Wel, ek dink jy haal nou die twee, jy Ek kombineer dink die twee mooi. al twee preke Kijk. het so bietjie met mekaar te doen gehad, maar dat ons so dit heeltemal aan kan oorgee aan God. Ja, En ek dink so ook kan bid dat hierdie mag groei. presies. En hy sal die proses lei en waar ons gaan eindig en wanneer ons daar gaan eindig, ek het absoluut tevrede daaroor. Die Here is daaroor in beheer. Dominee, baie dankie. Ek waardeer Dominee se tyd weer. Ek dink hierdie episode kan 'n paar vrae vir ons eie gemeente, dalk gemeentes rondom ons beantwoord. Ek hoop dat ons hierdeur eintlik daai vlam mag aansteek om ons broers en susters in daai geloof te gaan vind. Ons luisteraars, hierdie episode tot 'n einde gekom. Totsiens en dan sien ons julle volgende keer. Baie dankie, totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.